wat God vir my gedoen het, maar veral soos vers 4 sê, van geslag na geslag, van generasie na generasie. Ons moet een ding besef vandag, die kerk is altyd net een geslag van ophou bestaan. Die kerk is altyd een geslag van ophou bestaan. As die geloof nie aangaan na die volgende geslag oorgedra word nie, dan maak ons hierdie deure toe. Dan gebeur daar iets wat in Rigters gebeur het. In Rigters 2 vers 10 staan daar, al die mense van sy leeftyd het gesterf, en die volgende geslag mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade nie, wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Hoe skokkend is dit? As ons geloof nie tasbaar word nie, is ons geloof besig om saam met ons dood te gaan. Een geslag se stilte gaan die volgende geslag se onkunde word. As ons nie hierdie geloof oordra na ons kinders nie, en hulle nie na hulle kinders nie, dan maak ons hierdie deure toe. En dit is wat geskiedenis vir ons wys. Dis wat, as ons in Europa is vir ons wys, daar ongelooflike kerke wat leeg staan, wat net museums word. Dis wat kan gebeur in Oudtshoorn, dis wat kan gebeur in hierdie kerk, as ons nie begin moeite maak om na die volgende geslag oor te dra nie. En hoor mooi, kinders luister nie na ons Bybelkennis nie. Hulle luister na ons lewe. En ek het al 'n paar keer dit van hierdie selfde kansel afgesê, en ek gaan dit nog 'n paar keer doen, en ek sal dit die hele tyd doen tot ek eendag hier weggaan. Maar weet jou kinders en jou kleinkinders van die God wat jy dien? Weet hulle hoe het God deur hierdie jare na jou gekyk, die wonders wat jy al beleef het? Om vir die geslag na ons te vertel wat Jesus vir ons gedoen het, is nie net die kategeet op 'n maandagmiddag se werk nie. Ons het 'n uur, dis dit. Soms meer. Ek wil nie eers 'n sommetjie gaan maak van hoeveel maande ons eintlik het in 'n jaar nie, vir 1 uur. Dis nie genoeg in 'n wêreld wat die hele tyd vir hulle iets anders vertel nie. Van die wêreld sê vir hulle, hierdie Jesus ding beteken niks. Ons kan nie dit net los vir 1 uur op 'n maandag nie. As dit vir jou belangrik is, en ek dit sal wees wat as werklik 'n verhouding met God het, dat die volgende generasie iets van sy grootheid van God beleef, dan moet jy vandag besef, dit begin by jou. Wat jy hulle vertel, hoe jy voor hulle leef, kan hulle binne jou sien dat jy dien 'n lewende God. Vertel hulle vriende, my pa, my ma, hulle dien God. Hulle kom Sondag na Sondag kerk toe, ek sien hulle Bybel hê oop langs hulle bed. As ons die aande om tafel sit, dan bid my pa nie net 'n rympie nie, ek hoor hom bid ook in die aande. Het hulle jou ooit oorbid? Of is dit net vinnig daai rympie voor ete? Hulle weet, hulle moet hulle oog op die bal hou op die sportveld, maar weet hulle moet hulle oog op Jesus hou deur die lewe. Maak jy jou kinders honger vir 'n liefde vir Jesus? Soos wat ons hulle van kleins af sit ons met 'n rappiebal in hulle hand en ons trek vir hulle 'n mooi truitjie aan en sê hy gaan eendag vir die Namibia speel of vir die Bokke speel en ons maak hulle lief daarvoor. En hoor my mooi, ek is nie teen dit nie. En ons sit en ons sê jy moet nou fokus op akademie want jy moet die familie se volgende ingenieur word.
En hoor my mooi, ek is nie teen dit nie, maar sit ons dieselfde hoeveelheid liefde in hulle harte vir Jesus? Sit ons dieselfde hoeveelheid honger vir Jesus in hulle harte? Maak jy moeite dat hulle Jesus wat jy ken aanbid? Of is die Jesus wat hulle sien in jou eintlik iemand wat kwaai en vervelig is? Liewe gemeente, ons leer mense ken deur ander mense. Nee, as jy nog nooit iemand ontmoet het nie en jou vriend praat met jou oor daardie persoon, dan maak ek in my kop, sien maar ek is jou vriend en jy praat oor 'n ander vriend, dan maak ek in my kop 'n prentjie van hierdie persoon op. Nee, as jy vir my sê nee, hy doen dit en hy doen dit, dan maak ek hierdie prentjie. En as die tyd kom wat ek hom dalk gaan ontmoet, dan het ek al reeds my prentjie. So ek gaan of opgewonde word om hierdie persoon te ontmoet, as ek uitvind, okay, maar kan ons nou saam kuier, ek wil hierdie persoon ontmoet. Of die teenoorgestelde gaan gebeur. Ek gaan dit vir my elke keer, as jy sê jy wil hê ek moet hierdie persoon ontmoet. Hoe voel jou kinders oor Jesus? Sal hulle die Jesus wil ontmoet? As 'n pa se gebed, as pa se gebed is belangrik, as pa sê gebed is belangrik, maar hy bid nooit nie, dan leer hulle iets. As 'n ma sê God is goed, maar sy leef konstant sonder hoop, dan leer hulle iets. As oupa sê hy vertrou op die Here, maar hy's altyd bitter, dan leer hulle iets. Ons leer God met ons lewe voordat ons hom met woorde vir ons kinders en die wêreld leer. Deuteronomium 6 vers